En een aand lê ek op my bed en dan kom net so 'n koue gevoel oor my liggaam. Ek kan dit nie eers beskryf nie. Aan my gedagte vra ek myself, as ek besig om dood te gaan, wat is nou besig om te gebeur? My hele liggaam is besig om te ruk en ek weet nie wat om my aangaan nie. Hallo almal, ek is Laries Foster van Kimberley af en ek is hier by School of Fire om te leer vir 'n sendeling. Nou ek sal so 'n bietjie van my getuienis vertel vir julle vandag. Vir so lank as wat ek kan onthou, het ek die Here geken, maar ek het nie 'n verhouding saam met die Here gehad nie. En vir die rede het ek baie in depressie ingeval, lae selfbeeld gehad, want nadat my pa ons verlaat het, het ek gevoel dat ek nie goed genoeg is nie. Ek het gewonder of dit dalk my skuld was, maar ja, die Here het my uit daardie gat van depressie uitkom haal. So ek was baie geneig gewees om dinge binne myself te hou, om dinge op te krop. En hierdie spesifieke gebeurtenis in my lewe het my baie gebreek. My ma en my pa het 'n stryd gehad en daar was 'n insident gewees en my pa het my ma gestoot. Sy het geval en haar skedel het toegekrak en dit het veroorsaak dat sy in 'n koma aan moet beland. En nadat sy in die koma was, het sy wakker geword en sy kon niks meer onthou nie. Sy het memory loss gehad. Sy het nie haar naam onthou nie, sy het niks onthou nie. En ek het daar langs die bed gestaan met my familie, met my auntie, en hulle sê vir my, gaan sê hallo vir jou ma. En ek gaan staan langs my ma se bed, maar sy onthou my nie en dit het my gebreek. En so het ek hierdie gebeurtenis maar net opgekrop en ek het probeer vergeet van dit, maar ek het maar net ek het dit diep binne my begrawe en probeer om nie oor dit te praat, eintlik nooit oor dit gepraat nie. En terwyl ek in die kerk groot geword het, het ek geleer van die woord en my pastoor het ons woord geleer, skrifte geleer, maar ons het dit nie deel van ons gemaak nie. En ek en my vriendin, ons het kerk toe saam gegaan en ons was leiers in die kerk gewees, maar ons het heeltyd geval, ons het gedrink, gerook en ja, die Here het my net aangekla, ons albei aangekla en ons het besef wat ons doen is verkeerd. En 1 jaar besef ons toe, nee man, kom ons nou regtig die Here dien, kom ons die Here ons alles gee. En ons begin die Here dien daardie jaar, maar ons almal weet dat Desember die tyd is van versoeking. En Desember kom toe en ons is toe weer in die alkohol en ons begin weer te drink. En een aand lê ek op my bed en dan kom net so 'n koue gevoel oor my liggaam. Ek kan dit nie eers beskryf nie. Aan my gedagte vra ek myself, as ek besig om dood te gaan, wat is nou besig om te gebeur? My hele liggaam is besig om te ruk en ek weet nie wat om my aangaan nie. En ek hoor skielik 'n klipharde stem wat vir my sê jy beter ophou. En onmiddellik wat ek die stem hoor, het ek geweet dit is die Here. Ek het net geweet dit is die Here. En daardie aand kon ek nie verder slaap nie en ek spring op uit my bed na die hele gebeurtenis en ek gaan na my ma toe en ek sê my ma wat het gebeur en my ma bemoedig my die Here. My ma sê vir my die Here is lief vir jou. Jy is 'n kind van God en jy is veronderstel om 'n voorbeeld te stel. Jy is nie veronderstel om soos die wêreld te lewe nie. En dis toe fyn, ek gaan vertel die oggend my vriendin van hierdie gebeurtenis en ek sê my vriendin, luister, die Here was by my gewees, die Here het saam met my gepraat en ons moet nou ophou. En vir 'n rukkie het ek opgehou en vir 'n rukkie het ons die Here voluit weer begin dien. Maar toe val ons weer eens is ons weer in die alkohol. En in daardie tyd wat ek geval het, was daar 'n profeet gewees wat my auntie se kerk besoek het. En hy het 'n visie gehad van 'n meisie wat weggedra word, verkragt word en doodgemaak word. En dieselfde aand wat hy die visie gehad het, ek en my broer saam gewees en dat 'n beklei uitgebreek as gevolg van my, want daar was 'n man wat my wou wegdra. En terwyl dit gebeur, is my auntie besig by die huis om te bid vir hierdie meisiekind, maar hulle weet nie dat dit ek is nie. Maar na hierdie hele gebeurtenis, kom vertel my auntie toe die storie van die meisiekind wat toe moes weggedra word en vermoor word. En ek besef toe, maar Here, dit was aan ek gewees. En na alles wat gebeur het, na alles, het die Here my nog steeds gered. Ek was ongehoorsaam gewees teenoor hom en ek het nie geluister nie. Nadat hy self met my kom gepraat het, het ek nie geluister nie. Maar
die Here het my nog steeds gered en dit wys net vir my sy genade is groot. He has a lot of grace and mercy. En dit het my laat besef hoe lief die Here actually vir my is. En na die diep gat van depressie wat ek in was, wat ek gedink het ek is nie goed genoeg nie, wat ek gewonder het of dit dalk my skuld was dat my pa die huis verlaat het, dat dit dalk ek was wat die oorsaak was, het die Here my gewys dat ek goed genoeg is en dat hy lief is vir my. En die Here het my gelei na hierdie plek toe, School of Fire, en ek het hier gekom om te leer vir 'n sendeling. En die Here wys my net nog meer en meer elke dag wat hy kan doen en wat hy tot in staat is. Ek sien elke dag wonders en ek sien hoe die Here vir mense omsien hierso by School of Fire. Ek gaan op uitreikings, ek sien hoe mense genees word. Ek sien hoe die Here vir my sorg elke dag. The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het aan selfoon verslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place. Vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stappie verder gaan nie. Wat die Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook. En as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. So wat ons doen op die uitreikings is, ons gaan na mense toe, ons vertel hulle van Jesus Christus. En my laaste uitreiking wat ek op was op die Witbank uitreiking. En ons was hier by hierdie plek gewees, by 'n colored gemeente gewees. En ons het toe kerk gaan hou aan die straat. Ons was by 'n garage gewees en by 'n car wash actually. En ons het daar so gestaan, gepreek vir die mense in die straat. En die mense het net verbygeloop en daar was 'n groep gewees, 'n spesifieke groep gewees wat daar so gestaan het. Hulle het geluister na elkeen van ons se getuienisse gaan deel het, woord gegee het, maar hulle het nie geluister nie. En dit het my net laat besef dat hoe ons is in die lewe, want ons kan hoor, die Here kan met ons praat, maar ons gaan nie luister nie. Maar die laaste oomblik toe het hulle nader gekom en ons het hulle vertel van Jesus en ek het gedeel die storie van Esegiel uit Esegiel 37 uit, waar die Here vir Esegiel in 'n lagte invat vol droog bene en Esegiel vra vir die Here, kan hierdie droog bene lewe? En die Here sê toe vir Esegiel, "U weet dan." En die Here sê hy beveel vir Esegiel om lewe te spreek oor die droogbene. En ek bemoedig die klomp daarso en ek sê vir hulle, dit is wat jy kan doen in jou huissituasie. Die Here gee vir jou die mag, die autoriteit om lewe te spreek daar waar die duiwel kom gesteel het, daar waar daar dood is in jou familie, byvoorbeeld armoede of wat ook al. En ek bemoedig die klomp en ek sê, jy kan die verandering maak in jou lewe, jy kan die verandering maak in jou huisgesin se lewe, deur jou lig te laat skyn. En die Here weet al reeds wat jy deurgaan, hy weet al reeds wat die antwoord is, maar dit is ons plig om uit te vind wat dit is. So ek kom van Ewaldstein af, hy is in Kimberley, hy het vir my gestuur na School of Fire toe, en wat hy doen is, hy het Bybelstudiegroepe, en hy het sy eie kerk daar in 'n plakkerskamp. En die Here het vir hom gestuur, hy het sy eie werk gehad, hy het 'n groot huis gehad, en die Here het vir hom gesê, hy moet dit opgee, en vir hom 'n shanty gaan bou aan die plakkerskamp. En hy het dit gedoen, hy het alles opgegee en hy het dit gaan doen vir die siele van mense. En hy het toe vir mense gaan vertel van Jesus Christus, hy het swaar begin, maar hy het dit gemaak. En
hy het na mense toe gegaan om hulle te gaan vertel van Jesus Christus. Mense het nie na hom geluister nie, mense het gedink, ag, is maar net die ou wat man wat nie omgee nie, maar ek het gesien dat hy 'n liefdevolle hart het. Hy stap kilometers ver om mense te gaan vertel van Jesus Christus, om Bybelstudie te hou. Totdat die Here hom geseën het met 'n bakkie, het hy gestap. Al het dit gereën, al was daar storms gewees, en het ons gedink, nee, Ewald gaan nie uitkom nie, maar dan sien ons net, daar kom hy aangestap. Hy's getrou nog steeds, hy's getrou, al as hy siek kom hy nog steeds deur, en die Here gebruik hom. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank, of jy kan vir 'n beraader kom leer, jy kan vir 'n evangelis, jy kan jou bekwam om vir God te werk, jy kan ook 'n gap jaar vat, maar nou het ons ook gap seisoene, dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sing toe WhatsApp, en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels, en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm, stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire. Die Here gebruik hom so baie, het hom so baie in my lewe gebruik, want ek was verlore gewees, en ek dink nie sonder hom sou ek dit nou gemaak het tot hier so by School of Fire nie, want die Here het hom so baie gebruik in my lewe. En ek sou nou seker ook een van die tieners gewees het daar in Lerato-Park wat net swanger geword het en aangehou het drink. Maar hy het nie opgegee nie. As ek nie kerk toe gekom het, dan het hy na ons huis toe gegaan en gevra, Laries, wat is fout? Hoekom het jy nie kerk toe gegaan nie? En dan het ek net gesê, verskoningetjies uitgedink eintlik. En dan het hy my bietjie geskel, bietjie geraas met my, maar dan het ek weer opgedag by die kerk. En so het hy nie opgegee op elkeen van ons nie. En daar is Nika nou, sy is nou georden as 'n pastoor, en sy is nou in die bediening besig om hom daar te help, want Ewald het nie opgegee op haar nie, en sy het dit nou gemaak in die lewe. Ja, ek was een van die kinders gewees wat sy dienste bygewoon het. Hy het dit vir ons so van gemaak. Daar was meestal kinders gewees. Die groot mense wou nie gaan nie, maar die kinders het die kerk vol gemaak. Ons het voorgesit, ons het liedjies gedans, ons het ons eie dansgroepie gehad. Hulle het so baie moeite ingesit. Al was daar nie baie geld gewees nie, het hulle vir ons fundays gereël, ons het dit geniet, al was daar nie baie gewees nie, maar hy het dit vir ons moontlik gemaak. Die Here het vandag 'n woord vir julle. En ek was in daardie depressie gewees, en die duiwel het altyd na my toe gekom met die storie van, jy is 'n kind van God, maar dan gaan maak jy elke keer dieselfde fout. So gee maar net op, gee op en moenie weer aangaan nie, want jy is nie goed genoeg nie en jy sal nooit regkom nie. En dis hoe die duiwel vir my gelieg het. En elke keer het ek gesê, okay, nee, maar dit is waar. Hoekom moet ek aangaan as ek elke keer dieselfde fout gaan maak? Maar my pastoor het dit so vir my verduidelik. Hy het vir my gesê, as jy besig is om op te beweeg en jy val hierso, die Here, en daar waar jy geval het, jy is onder. Die Here gaan vat jou nie weer van daar onder af en maak jou daar onder weer oor begin nie. Maar as jy sê, Here, ek is jammer, dan vat hy jou hier onder en dan sit hy jou hierso en dan beweeg jy net weer aan. Die Here vergeet ons sonde. As jy gesê het, Here, ek is jammer met 'n opregte hart en voel jy gaan nou aangaan sonder om weer daardie fout te maak, want as jy nou elke keer dieselfde fout maak, dan is dit 'n moedswillige sonde. Maar as jy opreg gaan na die Here toe en gaan sê, Here, ek is jammer, dan gaan die Here jou weer daar sit waar jy was en jy gaan weer opbeweeg. En moenie maak dat die duiwel so kom lieg met jou by jou nie, want hy sal vir jou sê jy is nie goed genoeg nie. En hy sal by jou kom en vir jou sê, jy maak dieselfde fout oor en oor. So hoekom is jy goed genoeg? Hoekom gaan jy aan? Jy sal nie regkom nie. Maar dit is nie wat die Here sê nie. Die Here sê, jy kan dit doen, jy kan beter doen en hy is lief vir jou. Ja.
Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou en jy kan round-off kursus kom doen hier by Speer International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en André Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën.